Goeiemiddag, dis November, die 28ste Vrydag. En eergister was daar 'n voorval in DC wat 'n Afghan immigrant, 2 National Guard soldate geambush het en een is doodgeskiet, die girl, en die ou is ernstig gewond. Hy self is gewond en dan obviously in die hospitaal. En Trump het nou hom gewip, wat baie goeie idee is hierso. Hy het onmiddellik afgekondig dat alle immigrante van derde wêreldlande onmiddellik gestaak is. So daar's geen meer immigrasie of enigiets van derde wêreldlande af nie. Dan het hy ook geadd by dit 19 spesifieke lande, ek sal later die lys beskikbaar maak, maar 19 lande van mense wat reeds in Amerika is wat green cards het. Al die mense se green cards gaan gereview word. Dit beteken die wat in Amerika is met 'n green card en dan kom vir een van die 19 lande af voor hulle kan aansoek doen vir burgerskap en hulle weet almal waar almal is. Al die mense sal opgetel word en hulle green cards gaan gereview word. En as daar enige iets is op hulle background wat nie reg klink nie, is hulle gone. Hulle sal hulle green cards verloor en hulle is uit die land uit. En dan ook dit word nou bygevoeg by die immediate freeze van enige immigrante van derde wêreldlande af. En die derde wêreldlande het hy nou nie spesifiek genoem nie, maar ek seker hy gaan binnekort uitkom met 'n lys van die derde wêreldlande en party van hulle is teenwoordig nie noodwendig derde wêreldlande af nie, maar hy sal uitkom met 'n lys ook wat beperk watter lande se immigrasie onmiddellik gestop word. En dis 'n baie goeie ding. Want hier was in die laaste paar jaar onder Biden baie mense ingelaat net, maar baie mense het ook ingekom en green cards en goed gekry en sonder behoorlike background checks en goeders, beperkings wat die Biden regering op die agencies gesit het van mense wat kan inkom, waarvoor hulle kan kyk en waarvoor hulle nie kan kyk nie en hierdie tipe van ding. Gaan dit die refugee program impact? Nee, dit gaan nie die refugee program impact nie, dis 'n ander program. Alhoewel Suid-Afrika dalk deel kan wees van investigations van lande se mense wat ingekom het, wat hulle na kan kyk, gaan dit nie die huidige refugee program impact nie, want hierdie mense word op die oomblik gewet daar deur die ambassade in Suid-Afrika. So baie moontlik as daar mense is wat in die laaste 3, 4 jaar of 5 jaar in Amerika gekom het en green cards gekry het van Suid-Afrika af en Suid-Afrika kom op daai lys, sal hulle definitief daai ouens ook hulle green cards check en so aan. So op die oomblik moenie worry nie, iemand het vir my gesê ook het daardie program nou gestop weens hierdie ding, die program het nie gestop nie, hy gaan voort. Dis nog nie 'n impact op die refugee program nie. As ek enigiets meer weet, sal ek julle laat weet. Dankie.